Goeiedag, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons koning, ons Heer. En ek is so opgewonde dat ek wil die laaste video van die tabernakel met julle deel. En die video gaan oor die bedekkinge van die tabernakel. En kom ons gaan kyk eers wat sê die woord. En dan kan ons sien wat die woord vir ons sê oor die bedekkinge van die tabernakel. Hierdie is nou 'n gedeelte wat ons glad nie baie van hoor nie. Daar's nie verskriklik baie leringe oor dit nie. Baie mense weet van al die meubelment wat in die tabernakel is, maar daar word nie regtig baie gekyk na die 4 verskillende bedekkinge wat oor die tabernakel was nie. Kom ons gaan kyk na Eksodus 26 vers 1 tot 14. Eksodus 26 vers 1 tot 14. Die tabernakel en die tent. En die tabernakel moet jy van 10 tentdoeke maak, van fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe met gerubs. As kunstige werk moet jy dit maak. Die lengte van elke tentdoek moet 28 L wees en die breedte van elke tentdoek 4 L. Al die tentdoeke moet 1 maat hê. 5 van die tentdoeke moet aan mekaar gewerk wees, die een aan die ander, en weer 5 tentdoeke aan mekaar, die een aan die ander. En jy moet lissies van persstof maak aan die soem van die buitenste tentdoek van die een stel. En so moet jy dit maak aan die soem van die laaste tentdoek van die tweede stel. 50 lissies moet jy aan die een tentdoek maak, en 50 lissies moet jy maak aan die rand van die tentdoek wat aan die tweede stel behoort. Die lissies moet die een teenoor die ander wees. Jy moet ook 50 goue hakies maak en die tentdoeke saamvoeg met die hakies, een aan die ander, sodat die tabernakel een geheel is. Ook moet jy doeke van bokhaar maak, as 'n tentseil oor die tabernakel. 11 tentdoeke moet jy dit maak. Die lengte van elke tentdoek moet 30 L wees en die breedte van elke tentdoek 4 L. Die 11 tentdoeke moet 1 maat hê. En jy moet 5 van die tentdoeke besonders aan mekaar werk en 6 van die tentdoeke besonders. En die 6de tentdoek moet jy dubbelvou aan die voorkant van die tent. En jy moet 50 lissies maak aan die soem van die laaste tentdoek van die een stel en 50 lissies aan die soem van die laaste tentdoek van die tweede stel. Jy moet ook 50 koper hakies maak en die hakies in die lissies steek. En jy moet die tent saam, sodat dit een geheel is. En wat betref die oorhangende gedeelte aan die tentdoeke, die helfte van die tentdoek wat oorskiet, moet oorhang aan die agterkant van die tabernakel. En die L wat aan weerskante oorskiet, die lengte van die tentdoeke, moet oorhang aan die sykante van die tabernakel, aan weerskante om dit te oordek. Jy moet ook vir die tent 'n dekkleed van rooi geverfde ramsvelle maak, en 'n dekkleed van robbevelle daarbo-oor. Nou goed, hier kan 'n mens duidelik sien dat die verduidelik vir ons presies dat ons die eerste bedekking het wat van fyn linne gemaak is met die 4 kleure wat ons presies sien, soos wat die hek van die tabernakel wat ons reg in die begin behandel het, het ons die verskillende kleure gehad van die bedekking. En dan het ons die tweede het ons die bedekking van die bokhaar gehad. Dan in die derde die rooi geverfde ramsvelle en dan die 4de bedekking is die robbevelle. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie meer in diepte na die eerste bedekking. Nou goed, as ons mens oplet wat die woord vir ons leer, dan sal u sien dat die dubbeldraad fyn linne en die pers en die purperrooi en die bloedrooi, dit alles spreek mos nou van Jesus Christus. Dit het ons reg in die begin behandel, dat dit spreek van die 4 evangelies. Jesus Christus as die koning, Jesus Christus as die perfekte man, Jesus Christus ons redder, en Jesus Christus die seun van God. Nou, as jy sien, die eerste stel bedekking, is 5 verskillende doeke wat aan mekaar vasgewerk is, en dan 5 verskillende doeke wat aan mekaar vasgewerk is. Nou ons weet dat die getal 5
in die woord van God dui op genade. So hier kom ons weer by Johannes 1 vers 16, waar dit is genade op genade. En dan die 2 vyfdoeke en die 5 doeke is saamgevoeg. En u kan nou sien, sal ek hier met die muis vir u wys. Hierdie prentjie wys nou vir julle al 2 doeke, die al 2 stelle, die tweede en die eerste. Maar jy sal sien aan die onderkant het ons die pers lissies. Daar's 50 van hulle en dit is met goue hakkies aan mekaar vasgehou. Nou die pers spreek altyd van die koning, Jesus Christus, ons koning. 50 dui op die jubeljaar of dit spreek van vryheid. En dus kan ons sien dat die goue hakkies spreek van die goddelikheid. Die koning, die goddelike koning wat ons het in Jesus Christus. Wat vir ons vryheid verskaf het. Nou, om vir u dit duideliker te maak, die 2 dele spreek ook van eerstens die Jode en die tweede stel spreek van die heidene. Dis amper soos wat die 2 stelle brode wat ons gehad het, die 6 en die 6 brode op die toontafel. Nou hierdie is 5 doeke en 5 doeke wat aan mekaar gewerk is, wat met hierdie lissies aan mekaar gehou. Nou die naad waar die lissies is presies opgesit daar waar die allerheiligste in die heiligdom ontmoet. So die naad het gelê bo oor die heilige gordyn. Nou as 'n mens nou verder kyk, dan moet 'n mens besef dat as jy instap in die tabernakel, het jy mos nou verby die 5 pilare ingegaan waar die kandelaar is en alles. En jy moet, as jy rondom jou kyk, sal jy die glans van die goue style sien wat rondom jou is. Jy sal opkyk en jy sal sien al die kleure wat jy sal sien, die pers, die purperrooi en die bloedrooi en dis alles moet verskriklik mooi wees as jy binne in daardie tabernakel ingestap het. Nou, ons moet ook weet dat die tweede bedekking, as ons daarna gaan kyk, die tweede stel bedekking is 5 doeke met 6 doeke wat aan mekaar gesit is. En dit is dieselfde perslissies wat spreek van die koning en in die koperhakkies. Nou die bokhaar, soos ons weet, spreek van die sondelas wat ons het. So Jesus Christus het die sondelas van Jode en heidene, dit beteken die hele mensdom, op hom geneem en dit saamgevoeg as koning en die oordeel op hom geneem, die koperhakkies. En dat die 50 spreek ons nou van vryheid. Nou, as 'n mens nou net wil sien hoe dit uitwerk, hoekom die 11de doek? So, hier het ek vir u 'n ding opgetrek wat u verduidelik kan sien. Ons kom in van die tabernakel deur die hek en dan kom jy in hierso by die ingang van die heiligdom. Nou die doek, die 6de doek, het oorgehang by die ingang en dit was dubbel gevou. So jy het 2L van daardie 4L het jy gesien. Soos wat jy nou ingestap het, sal jy die bokhaar doek sien. En dan sal 'n mens net vir die vraag vra, maar hoekom sal daardie doek buite hang? Dit is om ons te herinner aan die sonde las wat Jesus Christus op hom geneem het. En dat ons as kinders van die Here moet besef en altyd onthou dat ons 'n sondaar is
en dat ons deur sy bloed en deur die genade van die Vader gered is. En dat ons elke dag, soos wat jy in die tabernakel sal instap, dat jy jouself sal herinner aan die sonde las wat daar is, wat Jesus Christus geneem het op hom. En dit is ook 'n herinnering aan ons as kinders van die Here, om jou nie heiliger te ag as jou broer daar buite nie. Dat jy altyd sal besef, jy wat as priester van Jesus nou aangestel is, as jy na 1 Petrus 1 vers 9, 1 Petrus 2 vers 9 gaan kyk, dat ons as priesterdom aangestel is, dat ons nie onsself heiliger sal ag as enige iemand anderste nie. En dit is maar net 'n herinnering dat ons moet besef dat ons Jesus Christus elke dag nodig het. Dat ons God se genade elke dag nodig het. En dan sal jy sien ook dat die oppervlakte van die tweede stel doeke, as 'n mens dit sal opbreek, en jy gaan werk uit wat is die vierkante meter oor hierdie doeke wat uitgespan is, dan sal 'n mens sien dat dit 42L by 30L was. En as jy dan jou sommetjies maak, dan sal jy sien jy kom uit by 1260. Nou ek wil dit by u los. Onthou ek het reg aan die begin vir u gesê, dat daar's niks in die woord van God wat daar onnodig is. En as jy die boek Openbaring ken, en jy gaan kyk na Openbaring 11 vers 3, dan sal jy die getal 1260 vind. Nou, ek wil graag hê dat u dit moet bepeins op u eie, en dat u die Heilige Gees vra wat dit sal beteken. Nou, die ander belangrike gedeelte oor die 11de doek, wat 'n mens nou gesien het, het ek al reeds vir u verduidelik is, om ons te herinner aan die sondelas wat daar was, dat 'n mens altyd sal besef, voordat jy in die teenwoordigheid van God sal ingaan, sal jy besef dat jy 'n sondige mens is, en dat Jesus Christus jou losgekoop het met sy bloed, om jou die voorreg te kan gee, om te kan ingaan in die heiligdom. Nou die 11de doek is ook baie interessant. Ons almal weet en almal stem saam dat Jesus Christus se lewe was 33 jaar. Maar sy bedieningstydperk was 3 jaar plus. So as jy kyk 3 jaar met 33, dan kyk jy na 'n 11de. Daardie 11de doek spreek ook van Jesus Christus se bedieningsjare, dat dit is 'n 11de wat ons kon sien, want ons weet nie regtig wat Jesus gedoen het voor sy bediening begin het op 30-jarige ouderdom nie. En dus is dit ook sigbaar, en dit is vir my verskriklik mooi, dat 'n mens net sal besef, dat daardie 11de doek is nie net om altyd ons te herinner aan die sonde nie, maar ook om ons te herinner aan die 3 jaar wat Jesus Christus gespandeer het op hierdie aarde met sy bediening, om ons te leer wat is die weg van die Vader, dat hy ons geleer het, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, soos wat ons gesien het, die hek, die deur en die heilige gordyn is. Dan kom ons by die 3de bedekking, en daar sal 'n mens sien, dat ons spreek daarso van die rooi geverfde ramsvelle. Nou die ramsvelle spreek van Christus se bloed, wat hy geoffer het en wat hy gestort het. So dis amper soos, dis bloedbevlekte bedekking, wat bo oor die bokhaar was. En dit is vir my
so mooi as jy regtig daaroor begin dink dat Jesus Christus die ram wat geoffer is, die lam wat geslag is, die rooi geverfde ramsvelle wat spreek van Jesus se bloed wat vir ons geoffer is, die bokhaar, die sondelas bedek. En wat baie interessant is ook, is dat ons moet besef dat daar is geen mates, wat ons net nou in Exodus gelees het, hy het vir ons mates gegee vir die eerste bedekking, wat 28L by 4L stukke was, en dan die tweede bedekking wat 30L by 4L was, maar die rooi geverfde ramsvelle is daar geen mates gegee nie. En dit spreek van die onmeetbare, groote verlossing wat ons ontvang het van Jesus Christus. Halleluja, 'n mens kan net opgewonder, dit is onmeetbaar. Die genade is so groot, die groote verlossing wat hy vir ons bewerk het. Dit maak nie saak hoe groot jou sonde was wat jy gedoen het. Geen sonde is so groot dat Jesus dit nie vir jou kan bedek nie. Dat hy die hele sondelas bedek het deur sy bloedoffer wat hy aan die kruis vir ons gegee het. En kom ons gaan lees net 'n versie wat dit vir ons duidelik sê in Romeine 4 vers 7. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek Daar is. sien 'n mens duidelik dat dat 'n mens die bevryding van Christus ontvang het. Dan kom ons by die vierde bedekking. Dit is die bedekking van die robbevelle. En dit het gedien as beskerming. Enige iemand wat robbevelle ken, sal weet dit is verskriklik taai, dit is waterdig. Dit water gaan glad nie deur dit reën nie. So dit was die bedekking wat behoor alles was. Maar soos ons almal weet, dat robbevelle, as jy daarna gaan kyk, dit is nie mooi nie. Daar's geen pragt daaraan nie. So as 'n mens nou daaraan dink, is dat mense wat die tabernakel moes gesien het op 'n afstand, wat nie Jode was nie, mense wat van buite af gekyk het na dit, moes besef het, maar hulle gaan aan oor so 'n lelike tent. Nou, wat is so wonderlik aan die lelike tent? Want al wat hulle sien, is hulle sien die robbevelle. Nou, as ons gaan lees gou-gou in Johannes 17 vers 15, dan sien ons dat Jesus Christus, wat sy gebed is vir ons. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. U kan gerus hierdie gedeelte van Johannes 17 lees, want hierdie Johannes 17 is die gebed wat Jesus Christus self gebid het vir sy disippels. En as jy jouself as 'n disipel van hom sien, het hy dit vir jou ook gebid. Dat God ons nie uit die wêreld moet wegneem nie, want ons het werk om te doen. Ons moet 'n stem wees vir hom. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet die mense vertel dat daar is lewe en lewe in oorvloed in Jesus Christus. En dan kan 'n mens ook gaan lees in 1 Korintiërs 1 vers 18. Kom ons lees dit ook. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En dan kan ons ook gou hier lees Jesaja 53 vers 2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hier kan 'n mens duidelik sien dat daar's geen
Jesus was onherkenbaar geskenk gewees toe hy op die kruis gehang is. Daar was geen skoonheid gewees om dit te begeer nie. Maar dit wat hy vir ons gedoen het, is so kosbaar. En dit is presies wat die tabernakel vir 'n mens wys. Dat as jy op 'n afstand gaan kyk na die tabernakel en jy gaan die robbevelle sien en jy dink dit is al wat daar te bied is, dan misgis jy jouself. Dat as jy binne in daai tabernakel instap, sal jy ontmoet wees met goue mure, al hierdie kunstige werk rondom jou met gerubs en die verskillende kleure, die wierook van die altaar, die reuk van die brood, die lig van die kandelaar. Dit is wat jou gaan ontmoet as jy instap in die heiligdom in. En dat jy jou asem sal weggeslaan word oor die skoonheid en die majesteit wat binne in daardie heiligdom is. Ek dink nie ons altyd besef wat 'n wonderlike gesig dit moes gewees het nie. En in daardie tyd was dit net bedoel dat dis net die priesters wat dit kon gesien het. Maar ons, deur Jesus Christus, het die voorreg ontvang om 'n deel te wees van sy priesterdom, om in die heiligdom in die teenwoordigheid van God te kan ingaan. As 'n mens net gaan lees ook in Efesiërs 4 vers 17 en 18. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Mense, ons kan nie ons harte verhard teenoor God nie. Jy ontneem jouself soveel seëninge, en dat ons werklik waar moet besef dat ons nie meer moet wandel in soos die mense in die wêreld nie. As jy jou hart vir die Here gegee het en jy het besluit om sy disipel te word, dat ons in die lig wandel en nie in die duisternis nie. Dat ons verstand verlig sal word, dat ons die dinge daarbo sal bedink en nie die dinge hier onder op die aarde nie. Ek wil vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ek gehad het om vir u hierdie reeks oor die tabernakel te bring. Ek hoop u kan besef net dat die hemelse Vader dit so bepaal het, dat selfs deur die tabernakel kan 'n mens net besef die grootheid en die almag en die skoonheid en die rykdom wat daar is in Jesus Christus. Mag u geseën wees en mag die inligting wat u ontvang het, u net nader trek aan ons hemelse Vader en aan Jesus Christus, want aan hom behoort al die lof, die eer, die aanbidding, die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. Ek sê baie dankie vir u.